Amen, prys die naam van die Here. Ek dink die Bybel sê wat 2 en 3 in God se naam vergader, is God in die teenwoordigheid. So vanmôre het ons almal saamgekom in die naam van die Vader. So vanmôre is God in ons teenwoordigheid in. So my begroeting gaan vanmôre eerste in die Heilige Gees en elke godsman is 'n groep in hulle roeping waar hulle staan vanmôre. Elke vriend is 'n groep. Amen, prys die naam van die Here. Ek dink dit is weer 'n goddelike voorreg om vanmôre in die teenwoordigheid van die Here te kan staan. Ek dink soos Erik nou gesê het, waar Saul op pad na Damaskus 'n vervolgeling gewees het van God se kerk en hoe hy die God se mense doodgemaak het op sy pad, het God iets in sy lewe kom doen. God het hom kom blind maak, sodat hy nie God se mense kan vervolg nie. En ek dink baie kere dan is ons blind. Baie kere doen ons dinge in God maar laat toe dat ons blind word in die dinge wat ons dan doen, sodat ons nie moet voortgaan waarmee ons besig is nie, omdat God nie dit wil hê nie. Amen, prys die naam van die Here. En ek dink so was dit gewees in my geval. Ek dink op 'n baie jong ouderdom, op die ouderdom van 15 jaar oud, word ek bekend gestel aan dwelms. Ek dink ek het dwelms begin misbruik op 'n baie vroeë ouderdom. Ek was 15 jaar oud gewees, toe begin ek dwelms te misbruik. Ek dink daar is nie dwelms wat ek nog nooit gebruik het in die lewe nie. Ek dink 15 jaar, plus minus 16 jaar lang het ek dwelms gebruik. En ek dink die dwelms was my swakste punt in my lewe gewees. Ek dink baie kere het ek dinge gedoen wat ek glad nie van gehou het om te doen nie, maar ek het dit gedoen as gevolg van my dwelm wat ek wou gevoed het. Amen, prys die naam van die Here. En baie kere het ek dinge aan mense gedoen wat nie reg was teenoor my medemense nie. Baie kere het ek mense wat hard gewerk het vir hulle besittings, of mense wie swaar gekom het aan wat hulle op die oomblik gehad het, of in hulle besit gehad het, hulle het swaar gevat om daar aan te kom, dan het ek wat sommer uit die bloute uitkom, niks gedink daarvan om dit te vat nie. En vir die tydperk in my lewe, vir die 15, 16 jaar lang, wat ek so vasgevang was in die dwelms, dink ek, het die vyand 'n vashou op my lewe gehad. Ek dink, die Bybel sê dat die vyand kom om te slag, te verniel en te kom doodmaak. En ek dink dit is presies wat die vyand besig was om te gedoen het in my lewe. Amen, prys die naam van die Here. Ek dink die vyand het probeer om my dood te maak. En dit is wat die vyand vandag nog steeds probeer in mense se lewens in. Baie kere dan kom die vyand mense se pad langs en hy probeer om mense te verwoes, te vernietig en dood te maak. Amen, prys die naam van die Here. Maar ek dink Jesus kom om lewe te gee en dit in oorvloed. Amen, prys die naam van die Here. Ek dink toe God my pad langs kom, het God kom lewe gee waar Christus, waar die vyand probeer het om my dood te maak, het God weer herstelling kom bring. Amen, prys die naam van die Here. En God het weer lewe kom gee en dis die lewe wat ek vandag in oorvloed het. Amen, prys die naam van die Here. Ja, ons mag dalk eendag sterf op hierdie aarde, maar die lewe in oorvloed waarvan Christus praat, is die ewige lewe wat ons eendag gaan hê daarbo in die hemel. En amen, prys die naam van die Here. Maar ek dink vir die 15, 16 jaar lang wat ek so vasgevang was in die dwelms in, het ek vriende gehad wat saam met my hierdie dwelms misbruik het. Ek het vriende gehad wat saam met my hierdie verkeerde dinge gedoen het. Ek het elke dag uitgegaan om elke dag verkeerde dinge te gaan doen, om mense te beroof van hulle besittings af, om mense te huise in te gebreek het, of om plekke oop te breek, sodat ek kan vat wat ek goed dink
om te vat en sodat ek kan geld of net iets bekom om weer te kan gaan verkoop het, om aan geld te kom, om my drakhebbe te kan feed. Amen, prys die naam van die Here. En ek dink, dit was die grootste ewel wat die vyand ooit vashou op my lewe gehad het. Amen, prys die naam van die Here. Ek dink, terwyl ek so vasgevang was in hierdie mag van die vyand, dink ek het niks daarvan gedink om elke oggend op te gestaan het, uit te gegaan het, en dan doen wat die vyand my van elke dag die gee om te doen, of vra of sê om te doen nie. Amen, prys die naam van die Here. En ek dink, ek het nooit besef dat het verkeerd was nie. Ek het elke jaar, as ek so vastgevang was in die dwelms en ek doen so verkeerde dinge, dan gaan ek maar na vriende toe, as ek gekom het aan die geld, of die geld bekom het, en ek gebruik die dwelms, en ek ga na vriende toe, en ek maak die geld wat ek gesteel het, of gevat het, of op watter manier ek ook al daar aangekom het, gaan ek na vriende toe, en ek gaan spandeer het saam met hulle. En terwyl ek die geld so saam met die vriende spandeer, het ek niks gedink daaraan, of ek het nie geworry hoe die mense van wie ek dit gevat het, gevoel het nie. Amen. En ek dink vandag besef ek in my lewe, hoe dit is om self swaar te werk om aan iets te kom, en hoe dit is om dit sommer net so te verloor. Ek weet dat dit nie 'n lekker gevoel is nie. Nou besef ek hoe verkeerd ek was destyds om dit net so te gevat het van mense af. Maar ek dink dis wat die vyand geprobeer het in my lewe in. Die vyand het geprobeer om vir my te vernietig. Die vyand het geprobeer om my dood te maak, en die vyand het probeer om my klaar te maak. Amen, prys die naam van die Here. Maar ek dink, toe ek die dag 'n ontmoeting aansluit met hierdie God, het my lewe radikaal kom verander. Ek het nooit besef, ja, ek het geweet, ek van kleins af het ek gebid, en ek het groot geraak in 'n sondagsskool, ek het groot geraak in 'n kerk, maar ek het nooit geweet dat die God wat geaanbid word, 'n lewendige God is nie. Ek het nooit geweet dat die God wat geaanbid word, 'n God is wat werklik mense se lewens kan verander, totdat ek dit nie self ervaar het in my eie lewe nie, totdat God nie my pad langs gekom het, en dit kom doen het in my eie lewe nie. Amen, prys die naam van die Here. Ek dink, vir die klompie jare, wat ek so, my lewe so weggegooi het, en het ek baie dinge verloor in die lewe, en dit is die goeie wat God instoor het vir my. Die baie dinge waarvan ek vanmôre praat, wat ek verloor het in my lewe, is die goeie wat God instoor het vir ons vanmôre. Amen, prys die naam van die Here. Ek dink God het so baie goeie goed instoor vir ons. Hy sê in Jeremia 29 vers 11, sê die Here, dat hy vir ons 'n hoopvolle toekoms het. Amen, prys die naam van die Here. En die hoopvolle toekoms was ek besig om weg te gooi. Amen, prys die naam van die Here. En ek het dit nooit besef nie. Vir die klomp jare wat ek so vasgevang was in die dwelms in, het ek elke jaar van my lewe gevangenis toe gegaan. Daar was baie kere, dan word ek gevang vir sekere dinge wat ek doen. Partykeer as ek mense kom beroof het, of as ek plekke oopgebreek het en gesteel het, word ek op heterdaad betrap. Partykeer kom ek weg. Maar die kere wat ek gevang word, dan gaan ek hof toe, en die hof vonnis my partykeer, of partykeer terwyl ek nog gevonnis was of geword het nie, het ek my net gevangenis toe gegaan totdat ek gevonnis geword het, en dan was ek in die gevangenis, en elke jaar was ek in die gevangenis gewees, 'n sekere tyd van my lewe. Dit was miskien aan die begin of die middel of die einde van die jaar, maar daar was nie 'n jaar wat ek nie in die gevangenis beland het nie. Amen. Maar vandat ek Christus in my lewe kom aanneem het, dis nou plus minus 2 jaar wat ek by God is. Vandat ek God kom aanneem het in my lewe, was ek nog nie 'n dag in my lewe weer een keer
by die gevangenis sy hekke gewees nie. Amen, prys die naam van die Here. En vanmôre wil ek die Here eer daarvoor. Ek wil vanmôre dankie sê vir hierdie God, want ek dink wat God in my lewe kom doen het, sal niemand anders vir my kan doen het nie. Ek dink wat God in my lewe kom plaas het, sal ek nooit gedoen het uit my eie krag. Die Bybel sê dat ons nooit moet staat maak op ons eie insigte nie. Amen, prys die naam van die Here, want dit is net God wat die wonders kan doen in ons lewe. As ons kyk in Romeine 15, dan sê Paulus, die apostel Paulus sê in Romeine 15 in die 18de vers sê, hy sal dit nie waag om te praat van enige iets anders as van die wonders en die tekens wat God kom doen het in sy lewe nie. Amen, prys die naam van die Here. En vanmôre kan ek sê soos Paulus sê, ek sal dit nie waag as om te praat van enige iets anders behalwe die wonders en die tekens wat God kom doen het in my lewe nie. Die goeie wat God kom doen het deur wonders en tekens in my lewe nie. Amen, prys die naam van die Here. Ek staan vanmôre hier as 'n ware getuie. Ek staan vanmôre hier om te kan sê alles wat plaasgevind het in my lewe is deur die genade van Christus. Amen. Ek dink ek sou dit nie gemaak het tot hiertoe as dit nie vir God was nie. Ek sou dit nie gemaak het tot hiertoe as dit nie vir Christus was nie. Amen, prys die naam van die Here. Ek dink as ek nie 'n ontmoeting met Amen, prys die naam. Ek dink nie ek het na God toe gekom nie. Ek dink God het na my toe gekom. Amen, prys die naam van die Here. Die Here het my kom uithaal. As ons kyk in die verhaal van Josef, wat Josef in die put gegooi was, hy was aan slawerny verkoop. Amen, prys die naam van die Here. As ons kyk na die verhaal van koning Dawid. Dawid was 'n gewone herder, 'n skaapwagter gewees, maar hy het 'n koning kom word, hy het 'n reus oorwin. En dit was alles deur die genade van Christus. As ons kyk in die verhaal van Jonah het probeer wegvlug vir Christus, maar Christus het hom op die ouende van die dag laat kom waar God hom wou gehad het. Amen, prys die naam van die Here. As ons kyk in die verhaal van Moses het die volk van Israel uit Egipte uitgelei, en alles dit wat daardie manne gedoen het, was deur die genade van God gewees. Amen, prys die naam van die Here. Hulle sou dit nie uit hulle eie uit kon gedoen het nie. Nou net so sou ek nie wat ek vandag bekom het in my lewe gedoen het uit my eie uit of in my eie opsig nie. Amen, prys die naam van die Here. Dis alleenlik deur Christus wat ek dit sou gedoen het. Ek dink hierdie God wat ons dien is 'n waarmaker van sy woord. Die Bybel sê hy is nie 'n mensekind wat sou lieg nie. Amen, prys die naam van die Here. En die Bybel is vol beloftes. Amen, prys die naam van die Here. En elke belofte wat God maak in die Bybel, kom hy na. Hy's 'n waarmaker van sy woord. Amen, prys die naam van die Here. En vanmôre kan ek net vir die Here dankie sê daarvoor. Amen. As ek so terugkyk in my lewe, dink ek vir die tyd lank wat ek in die gevangenis was, elke keer as ek saam met my vriende gaan klaarmaak het wat ek van mense gevat het, gesteel het of hoe ek daaraan bekom het, en dan het ek na vriende toe gegaan. As ek gevang word en ek gaan gevangenis toe, het vriende nooit gedink aan my of my kom besoek of enig iets met my te doen gehad het nie. Amen. En toe ek uit die gevangenis uitkom, dan doen ek maar net weer dieselfde ding. Amen, prys die naam van die Here. En in die gevangenis dink ek dat die meerderheid van gevangenisse, as ons nou praat van Amen, prys die naam van die Here, soos Erik nou gesê het, as ons is vanmôre, ek wil nie eintlik bietjie rassisties klink of so nie, maar vanmôre is ons eintlik baie min kleerling in getal wat vanmôre is. Maar as ons nou praat van die kleerlingras in die gevangenis in spesifiek, dan dink ek nie dat hulle glo dalk in God, maar hulle aanbid nie God in die gevangenis nie. Amen. En dit is wat baie kere in gevalle gebeur terwyl ek in die gevangenis was. Amen. Dan het ek gekom in kamers waar ek moes plus minus 25 tot 30 in 'n kamer wat saam slaap, en baie kere dan kon ek nie ander wys dat ek bid tot God nie, maar ek het vir die Here ek het geleef my bed, en dan het ek my oë toegemaak en my het gebid
ek het gemaak asof ek slaap, dan bid ek tot die Here en ek het vir die Here gevra om vir my verlossing te kom gee. Amen. En na my gebed het ek nooit weer aan 'n sigaret gevat nie. Ek het gebid en ek het gevra, Here, ek bid en ek vra dat U my moet verlos van die dwelms af, dat U my moet verlos van die rookery af. Die grootste ewel in my lewe is die dwelms en die rookery. En na daardie gebed het ek nooit weer aan 'n sigaret gevat nie. Die volgende dag of eintlik nog dieselfde dag het mense gedink, maar hoekom worry ek dan nie om weer te kom roep of om te vra om te roep nie. Maar ek het nooit vir hulle gesê, ek het dit self nie geglo nie. Ek het dit self nie geglo dat die Here alreeds my tyd kom verlos het nie. Maar God het my toe kom verlos, maar ek het dit nie kom besef op daardie oomblik nie. Amen, prys die naam van die Here. En dan as ek so geleed op my bed, dan het toe die Here my alreeds kom losmaak. Amen, prys die naam van die Here. En toe ek uit die gevangenis uitgaan, dis seker so binne 'n week of 2 daarna het ek die gevangenis verlaat. En toe ek buite kom, het ek vergeet dat hierdie God wat ek gevra het om my te kom verlos, het kom waarmaak wat ek van hom gevra het. Die Bybel sê alles wat ons vra in die naam van Christus sal ons ontvang. Amen, prys die naam van die Here. En wat ek vir God gevra het God my van voorsien. Hy het my van voorsien, maar ek het hom nie geëer vir wat hy vir my gedoen het. En ek het weer teruggegaan na my verkeerde dade toe. Terwyl ek nog een oggend so besig was om weer iemand te beroof. Dit was 'n vrou gewees van haar kosbare besittings af daardie oggend. Ek bly in Versantecra net buite Durbanville en daar's 'n baie klein treinstasie daar by ons en daardie vrou het daai oggend by die stasie op pad na werk tot by die trein gewag. En terwyl sy by die trein gewag het ek beroof van haar selfoon en haar handsak. En terwyl ek dit afvat by haar, het ek gehardloop. En terwyl ek weghardloop, het sy stare agter my, maar sy was te stadig om my by te hou. En sy het geskree, en soos sy skree, het 3 mans van voor afgekom, en hulle was ook op pad na die trein toe, wat nog op pad was, en die 3 mans keer my toe voor. Amen, prys die naam van die Here. En terwyl daardie 3 mans my voorkeer, het hulle my beet gehad, en die vrou het nader gekom, en die vrou sê dat ek haar beroof het van haar besittings af, en daardie 3 mans is besig om my te slaan, pak te gee, en hulle het so 'n groot konkreetblok hier op my gesig gegooi. Amen, prys die naam van die Here. En dit is so 'n groot blok waar die strate se name opgeskryf word. En na 3 dae het ek wakker geskrik in Tygerberg Hospitaal. Amen, prys die naam van die Here. Ek dink, en dit is wat die vyand probeer het, om my te wil doodmaak. Hy het gedink dat dit klaar was met my. Amen. Maar ek dink dis weer toe God my kom optel. En van daardie dag af het ek gedink nie 'n dag langer nie. Nie 'n dag langer nie. Van vandag af gaan ek my lewe oorgee aan Christus. Want ek dink die Here het my al baie diep kom uithaal. Die Here het al baie wonders kom doen in my lewe. En ek kan net die eer vanmôre aan die Here gee vir alles wat God kom doen het in my lewe. Amen, prys die naam van die Here. En terwyl ek na 3 dae wakker sit in Tygerberg Hospitaal, het ek probeer om op te staan. Ek kon myself nie beweeg nie. Ek kon myself nie roer nie. Om van die bed af op te staan nie. En dus toe ek besef waar ek is en in watter toestand ek is. Maar toe God toelaat dat ek weer uit die hospitaal het kan gaan, van daardie dag af het ek die aand het ek by my hek gestaan. En terwyl ek by die hek staan, het ek gehoor dat daar 'n kerkdiens is net aan die oorkant van die straat. En ek het dit nie beplan nie. En terwyl die kerkdiens nog so aan die oorkant is, ek dink dis die Heilige Gees wat toegelaat het dat ek moet stap tot daar en in die teenwoordigheid gaan. En ek het gaan staan en luister na die diens en geluister wat uitgegaan het. En terwyl ek luister wat uitgegaan het,
dink ek het God se Gees self die werk in my lewe kom doen. Amen, prys die naam van die Here. En na die einde van die bediening het hulle gevra of daar dalk iemand is wat 'n gebed nodig het. En ek dink die Gees van die Here laat toe dat ek vra dat hulle vir my moet bid sodat ek my lewe kan verander. Ek het 'n belydenisgebed gedoen daaraan. En van daai dag af het ek my lewe oorgegee aan Christus. En ek dink Jesus hou my nog vandag nog. Amen, prys die naam van die Here. Ek dink vandag hou Christus my nog. Amen, prys die naam van die Here. En as ons kyk in die boeke van Jesaja 52, sê die profeet Jesaja daar het bevryding gekom vir die gevangenes. Amen, prys die naam van die Here. En dit is presies wat my pad langs gekom het. Bevryding. Amen, prys die naam van die Here. Vandat ek Christus in my lewe het die bevryding gekom. Amen, prys die naam van die Here. En dit is wat God doen. Amen. God wil nie hê dat ons in toestande moet wees waarin hy nie wil hê ons moet wees nie. God wil net die goeie vir ons hê. Amen, prys die naam van die Here. En dit is wat God wil hê vanmôre vir ons. Net die goeie dinge in ons lewe in. En as ons kyk verder in hy selfde teksvers, dan sê Jesaja, hy is hier om die blye boodskap te verkondig. En die blye boodskap is dat God genees, red en verlos. Amen, prys die naam van die Here. En dit is wat die Here in my lewe kom doen het. Die Here het my kom genees, die Here het my kom red, en die Here het my kom verlos uit die kloue van die vyand uit. Amen, prys die naam van die Here. En ek is vanmôre dankbaar vir hierdie God, want hy die wonders kom doen in my lewe. Mag die Here julle ryklik seën.